Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Jy's nou ingeskakel by die oggendoordenkings vanuit die Woord Digitaal. En in hierdie pragtige oggend groet ek jou in die naam van ons Here Jesus Christus. Mag vanmôre se boodskap vanuit God se woord vir jou tot baie groot seën wees en mag jy in die geloof versterk word. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring hoofstuk 2 vers 1 tot 5. Dit is die boodskap van Jesus Christus wat hy deur sy profeet Johannes op die eiland Patmos aan hom geopenbaar het en wat Johannes moes neerskryf. Jesus Christus was tussen die 7 kandelaars wat die 7 gemeentes was en hy het die 7 sterre in sy hand vasgehou wat die 7 leraars was. En nou gaan Jesus Christus aan elkeen van hierdie 7 gemeentes 'n spesiale brief skryf deur Johannes sy dienskneg. En vanmôre lees ons die eerste brief aan die gemeente van Efese. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle, dat julle my nie meer so lief het soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Die Here Jesus Christus praat hier met die kinders van die Here, die gemeentelede van die gemeente van Efese. Hy praat ook met die leraar van Efese. Ons sien dat hy in die begin van hierdie hoofstuk baie mooi eienskappe gee van hierdie gemeente. Hulle was kinders van die Here wat 'n onvermoeide arbeid vir die Here gehad het. En hulle het volhard in hulle geloof en goeie dinge vir die Here gedoen. Hulle kan nie slegte mense verdra nie. En hulle het ondersoek ingestel na mense wat voorgegee het om iets te wees, maar leenaars was. Hulle het volhard op die regte pad wat Jesus vir hulle aangedui het. En hulle het baie vir sy naam verduur. Hulle het ook nie moeg geword om goed te doen nie. Jesus Christus noem al die mooi eienskappe van hierdie gemeente en die kinders van die Here van Efese. Maar dan kom Jesus by die volgende punt. Ek het dit teen julle, dat julle nie meer vir my so lief het soos daar in die begin nie. Julle het ver agteruit gegaan. Hulle was nie meer so warm in die geloof nie. Hulle geloofsake was dalk vir hulle vermoeiend. Hulle was dalk nie meer so ywerig om die Here te dien nie. En hulle harte het dalk nie meer warm geklop soos daar in die begin vir Jesus Christus nie. En daarom sê die Here Jesus, moet hulle bekeer. Want as hulle nie bekeer nie, dan sal hy kom en die lamp van sy plek af wegneem. Watter lamp praat Jesus hiervan? Hy praat van hulle kerk. As kinders van die Here nie meer die Here werklik lief het nie, en met oorgawe en met ywer die Here entoesiasties dien nie, maar besig is met wêreldse dinge, dan sal die Here die lamp uit hulle midde wegneem en daardie kerk se deure sluit. Want dit gaan in die eerste plek in die kerk, broeder en suster, oor God drie-enig, oor Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van ons lewe. Ons moet hom aanbid, ons moet hom dien, ons moet sy woord verkondig, ons moet ywerig volhard in die goeie werk waartoe hy ons geroep het.
Daarom word die kinders van die Here hier in die gemeente van Efese opgeroep om hulle te bekeer van hierdie bose werke. Ja, hulle het goeie dinge vir die Here gedoen, maar dit was nie soos daar in die begin nie. In die begin toe die gemeente net gestig was, het hulle baie meer vir die Here gedoen. Hoe lyk dit in ons lewe, broeder en suster? Is ons lewe ook maar soos die mense van Efese? Was ons dalk liewer vir die Here of meer entoesiasties vir hom toe ons destyds tot bekering gekom het? Gaan ons nou maar met 'n swaar gemoed kerk toe, of is dit vir ons moeite om dinge van die Here te doen? Dan is die boodskap vanmôre vanuit die Here se woord baie duidelik aan elkeen van ons. Bekeer julle. Wees lief vir die Here. Draai terug na die Here. Dien die Here met oorgawe, met ywer. Volhard in jou geloof. Gee jou allerbeste vir die allerhoogste God. Dit is wat die Here van my en jou as sy kinders verwag, ook in hierdie dag. Kom ons neem hierdie boodskap ons eie, ons gaan lewe daarvolgens, ons dien die Here vurig van gees en ons wees 'n voorbeeld van ware Christenskap. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons 'n nuwe dag uit U hand kan ontvang. Ons aanbid U en loof en prys U groote naam, want U is ons God. Dankie vir soveel seëninge en vir U genade wat genoeg is vir ons. Dankie vir hierdie boodskap vanmôre vanuit U woord. Here, help ons om U met oorgawe te dien, vurig van gees. Laat ons lewens U elke dag verheerlik. Ons vra dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag vir u.